So rukkie terug het ek gesê dat 'n baie goeie idee elke dag van jou lewe sal wees om iets moois te sien. Sommige daar in jou tuin of waar jy ook al beweeg. En dan as jy dit sien, dit kan 'n foto ook wees, dit kan iets van die skepping wees, iets moois. En as jy dit sien, om die Here te dank en te waardeer vir dit wat hy doen. Ek dink net as jy, wat is jou normale dag se lewe en hoe gejaagd ons baie keer is, nee. En as jy jouself kan kry net om iets te soek wat jy kan bewonder, omdat God groot is. Dit doen nogal iets aan jou denke hoor. Jy sê asof jy 'n paar oomblikke so bietjie wegkom van die gejaag van die dag en al jou bekommernis dalk of hoe dit ook al sê. Dit bring jou op 'n plek waar jy absoluut dankbaarheid beleef. Nou, ek het 'n baie sterk idee dat die woord wat die Here vir ons gee vir 2026 gaan uit die aard van die saak gaan oor dankbaarheid. Ons weet Jesus het ons kom red, ons het dit gesing, ons weet ons het nou vrede met God. Dis die groot storie van die evangelie. Dat ons vrede nou met God het. Ek weet wat se prys sal jy sit op vrede met God? Daar's geen prys om dit te sit nie. Dit is eenvoudig net te duur. Dis hoekom die bloed van Jesus so kosbaar is, nee. En dat ons vrede, ons weet sonde verdoem ons nie en ons het 'n verhouding met die Here en dit gee vir ons net daai rustigheid in ons gemoed. Maar dit is baie keer nie maklik om jou fisiese bestaan en jou geestelike bestaan, jou belewennisse by mekaar uit te bring. Ek noem dit eintlik dit is 'n worstelstryd man. Weet jy of jy al agtergekom het om die Here se stem te hoor, is baie keer 'n worstelstryd. En die ouens wat sê dit is so maklik, ek weet nou van altyd die waarheid praat. Ja, dit is ook so, baie keer hoor jy maklik, baie keer, maar baie keer is dit 'n worstelstryd wat jy leef in hierdie fisiese lewe en daar soveel stemme wat met jou praat vandag. Ek praat nie vir stemmetjies in jou kop en wat daar fout is met jou. Maar met die media en al die goed wat ons kyk en die goed waarmee ons besig is, dit is asof die wêreld en die vleeslike goed net al hoe harder roep. Het jy dit al agtergekom? Wel ek het. En dit is 'n geweldige uitdaging. Dis hoekom dit so belangrik is om te hoor wat die Here sê, maar nog belangriker saam met dit is om ook gehoorsaam te wees. Jy weet, baie keer praat die Here met ons. En dan doen ons niks daarmee. As die Here vir jou 'n woord gee vir 2026 en hy gee vir jou 'n gedagte of idee oor hoe jou lewe ingerig moet wees, want ons weet mos hoe werk hierdie jaar skoorneem, nee. Dit hou net so vir die eerste 2 weke, jy weet. En nou, ons gaan almal wil skielik oefen en daai het, en almal wil skielik meer Bybel lees, en almal wil skielik meer al hierdie tipe van goed tot Januarie slaap. Dan is dit by die agterdeur. Nou as jy net een ding begeerte kan, een groot begeerte, om sy stem te hoor en te leef soos wat hy dit vir jou wil gee. Dis 'n baie beter roep, want dan is dit asof hy die res van jou begeertes ook vir jou gee. So begin by die bron van alles. Begin by die gewer van die geskenk. Moet dit nie omdraai. En om hierdie balans te vind, dis hoekom jy sal sien ek praat oor gebalanseer. Dit is miskien 'n snaakse opskrif of tema van 'n boodskap, nee. Om regtig gebalanseerd te wees tussen hierdie fisiese lewe en die geestelike lewe en om dit bymekaar te bring. En ons weet dit begin eintlik by 'n manier van dink. Jy weet, niks kan met jou gebeur en jy kan nie groei as dit nie deur jou verstand of kom ek wil nie net jou verstand of jou gedagtes. Ek praat van jou innerlike mens wees. Dis hier jou gees, jou siel, jou gedagtes wat eintlik, as die Ou Testament daarvan praat hy van jou hart baie keer nie. Wat eintlik 'n samevoeging van hierdie goed. Dis waar dit begin. Dis hoekom as jy byvoorbeeld bietjie fokus op iets wat mooi is en God begin prys, dan beïnvloed dit jou denke positief. Die oomblik as daar 'n positiewe denke is, en dis nie 'n ding van net positiewe denke nie.
Dan sit asof, want onthou ons praat nou van God se kant af, nê. Dan sit asof ons dade bietjie anders is. Dan doen mense anders, jy praat anders. Omdat jy anders dink. En dit Paulus sê in Efesiërs 4:23, Nuwe Lewende Vertaling sê, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ons weet ook dat Romeine 12 ons sê, ons denke moet vernuwe, jou innerlike menswees moet vernuwe. As jy 2026 wil ingaan met dieselfde denkpatrone as 2025 en 24 en 23 gaan maar terug, raai wat gaan gebeur aan die einde van 2026, gaan jy maar wees wat jy was einde 2025. My gebed is dat ons hierdie jaar kom 'n vernuwing sal beleef. Elke een van ons op 'n baie besondere manier. Ons weet dis belangrik, ek moet tot Spreuke sê, bewaar jou hart, jou gedagtes, jou denke, jou innerlike boaarde. Ek het soms 'n paar verskillende vertalingsmoontlikhede gegee daar. Hy sê, want soos wat jy dink, so is jy. En ons het ook laas Sondag, of Ruben gepreek het nou laas Sondag, het ons ook gesien dat die wêreld is nie regtig soos wat dit is. Dit is soos wat jy is. Nou dink dan net ons sit met die voordeel as kinders van die Here, ons denke vernuwe, ons in sy woord. So ons hoef nie soos die wêreld te wees en te dink nie. Ons kan anders leef, al beleef jy die uitdagings. Dis die groot verskil van mense wat 'n pad stap met die Here. Nou hierso op die eerste slide wat ek vir jou gaan wys, sê ek net vir jou, vind dis hierdie heilige. Ek wil dit 'n heilige balans of 'n ritme noem, nê. En ons weet dit begin by jou denke, en dan wil ek iets sê met jou denke. Denke moet bestaan uit dank aan God. Luister, as jy kan begin leer om dankie te sê en minder te vra, gaan die Here vir jou gee wat jy in elk geval nodig het. Want ons weet, Tessalonisense sê mos vir ons. Hy sê dat dankbaarheid is die wil van God in Christus vir ons. So dan is jy in elk geval in God se perfekte wil. Nou dit is die beste plek om te wees. So denke moet bestaan uit dank aan God wat jou dade sal rig. Jy sal deur die Gees gelei word, met ander woorde, God sal dan doen wat jou denke oortref. En ons lees dit ook natuurlik, as jy so 'n bietjie hieroor dink ook in Efesiërs 3, Paulus se gebed waar hy sê dat hy by magte is om ver meer te doen as wat ons kan dink of kan bid. En dan sê vers 21, hy sê die kerk moet hom prys. Om hom te prys is niks anders as om dankie te sê nie, want hoe prys is die Here? Lof is om vir hom dankie te sê vir wat hy doen. Aanbidding is om vir hom dankie te sê vir wie hy is. Dit het jy ook al baie in my mond gehoor. So God se stem, ek sê vir jou, God se stem, dis hoe ek dit beleef, is sy woord, sy intensie of gesindheid vir ons elke dag, wat ons nodig het vir 'n gesonde balans, nê. En weer eens, die fokus is op die gewer daarvan, nie net die geskenk nie. Jy het 'n betroubare fondasie, ek en jy daai betroubare fondasie waarop ons kan bou, wat natuurlik Christus Jesus is, altyd. En hy staan stewig vas, en ek gaan dit nou vir jou lees ook. Hy wat in alle opsigte die voorbeeld is. Hy is in alle opsigte die voorbeeld van alles wat ons nodig het, elke dag vir godsvrugtige lewe. En hierdie is daai groeiproses. Nou wees gou eerlik met jouself. Gaan gou terug na 20, kom ons sê gou 2020. En nou gaan jy so gou 'n bietjie deur jou gedagtes na 2025 toe, hier 5 jaar wat verby is. Sou jy sê jy het geestelike groei of nie? Of sou jy sê, ja, ek is eintlik maar, weet ek is daai tipe ou wat elke jaar net dit wat ek die vorige jaar gedoen het, net bietjie beter probeer doen. Jy het agtergekom dit werk nie, nee. My gebed is 'n gans ander nuwe denkerigting vir jou. Nie gebaseer op jou ontmoeting met God elke dag.
Elke dag wat jy kan sê, weet jy wat, die Here het vandag vir my dit gesê, of hy het vandag vir my dit gewys. En weet jy wat, as jy begin intentioneel fokus op dit, hy's getrou, hy wys vir jou. En hy kan op enige manier met jou praat. Jy sal weet as jy dit begin vra, en hy dit vir jou wys, gaan jy weet, dit is die Here wys my iets sien. Weet jy hoe lekker is dit om te kan sê elke dag, ek het God se stem persoonlik gehoor. Want dit is wat gaan gebeur. Dis baie keer 'n gedagte, 'n idee, 'n woord wat jy lees, iets wat iemand sê, dan is dit net asof jou gees met dit wat jy sê, sien of hoor, net eenvoudig, net iets, daar's 'n koneksie. En weet jy wat, dit is dit wat jou geestelik aan die gang hou, en jou help om daai godsvrugtige lewe te leef. Hoe jy hom beter leer ken. Jy daai kennis waarvan 1 Petrus of 2 Petrus 1 praat van hoe die kennis vermeerder en hoe hy opdoen daar. Nou kennis is iets wat jy opdoen uit ervaring uit of uit belewenis uit. Wanneer laas het jy die Here beleef? Wanneer laas het jy iets gelees en net agtergekom? Jo, dit wat hierso staan, dit wat ek hierso agterkom, dis wonderlik, dit is iets wat die Here vir my oopmaak. Jy sê, jy moet 'n begeerte hê vir die goed. Net baie keer gaan ons maar net deur die lewe en ons hoop maar vir die beste hier. Dis nie wat nodig is nie. Jy weet, ons het die fondasie Christus. En op dit word alles gebou. Die skrif praat van die profete, wat is deel van hierdie fondasie, waar Christus is die hoeksteen, en ek en jy is daai lewestene, lewende stene in hierdie gebou wat opgerig word, en ons daai gedeelte sê dit so mooi, 1 Petrus 2 vers 5, al hierdie goed gaan jy natuurlik op die groepie kry na die tyd, en as jy natuurlik die videoetjie wil kyk. Maar hy sê dat ons geestelike offers bring elke dag. Geestelike offers van geloof in daai konteks, maar ook soos wat Hebreërs sê, dat die offers wat hy soek is lof en aanbidding. Wat is dit anders? Dankoffers. Hy praat spesifiek van dankoffers in die nuwe lewende vertaling. Dis wat hy van ons verwag. Want jy sien, as ek en jy so begin dankie sê, en ons is intentioneel gefokus om sy stem te hoor, dan het dit iets wat dit doen aan jou innerlike menswees. En dan doen die Here ver meer as wat jy kan dink, of selfs vra van hof. Nou lees saam met my hierdie gedeelte in Kolossense 2. Hy gaan nie op die bord lees nie, want dit is te lank. Maar ek kon hom vir jou lees. In jou eie persoonlike vertaling kan jy dit volg natuurlik. Ek het hom ook gelees in die 2020 vertaling, so die van die wat hom het, sal hom ook mooi kan volg. So, maar ek gaan hom 'n nuwe lewende vertaling lees in Kolossense 2, en ek lees vir jou van vers 6 af. Hoor wat staan hierso. Hy sê, nou dat julle Christus Jesus as Here aangeneem het. Omdat die konteks van hierdie hoofstuk is, ons is verbonde aan Christus, ons is vasgemaak aan hom, né? En ek het gesê, hy is jou fondasie. Hy is jou fondasie vir 2026. Ek weet jy weet dit, maar wil jy moet daaroor gaan dink. Hy sê, nou dat julle Jesus as Here aangeneem het, moet julle lewe soos mense wat aan hom verbonde is. Dit help nie jy sê dat jy moet leef asof jy is, né? Bly in Christus geanker en bou op hom, standvastig in die geloof soos julle geleer is, en loop oor van dankbaarheid. Kolossense is die brief wat baie keer noem Paulus 'n paar goed, dan sê hy en wees dankbaar. Dan noem hy weer 'n paar goed, dan sê hy en wees dankbaar. So hy maak baie van dankbaarheid in Kolossense. Wees op julle hoede, vers 8. En laat niemand julle op sleeptou neem met 'n lewensleidende filosofie wat wel rekening hou met die menslike tradisie, en dit gebeur baie, né? En met wêreldse magte nie, maar met Christus nie. Die volheid van God is mos liggaamlik in Christus teenwoordig. Hy is by uitstek die voorbeeld op elke vlak van ons bestaan vir wat ons ook al nodig het. En omdat julle een is met Christus, deel julle in sy volheid. Just think about that. Ons deel in sy volheid. Hy wat die hoof is van elke heerskappy en gesag. Omdat julle vers 11 een is met Christus, is julle ook besny. Nie met die besnydenis deur mense nie,
maar met die besnydenis van Christus. Hierdie besnydenis bestaan uit die wegneem van julle sondige geaardheid. Toe julle gedoop is julle saam met Christus begrawe. Omdat julle een is met hom, is julle ook saam met hom opgewek. Julle geloof in krag van God het dit moontlik gemaak. Hierdie selfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. En hoor vers 13. Julle was eintlik dood omdat julle gesondig het en omdat julle sondige geaardheid nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewendig gemaak. Hy het ons al ons sondes vergewe, en as jy natuurlik verder lees, dan sê hy daar, die skuldbrief wat jou verdoem het, is aan die kruis vasgespijker. Jy kan die res van die gedeelte gaan lees. En toe het ek so 'n bietjie verder gegaan. Ek het gaan kyk, maar wat sê die evangelies hieroor? Is daar parallelle? Wat sê die evangelie spesifiek oor dit wat Paulus hier sê? En dit is nogal baie interessant, en die eerste een gaan vir jou opkom, as jy gaan kyk na Johannes 15 vers 1 tot 7, ons ken dit baie goed, die wynstok en die lote, né? Met ander woorde, ek gaan net so vinnig opsom, as iemand nie, ekskuus, soos die loot nie uit homself vrug kan dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, né? Met ander woorde, jy moet aan hom bly, so bly in my, is die belangrike deel van Johannes. En die parallel lees ons hierso in vers 6 en 7, waar het staan, dat ons in hom moet leef, gewortel en gebou in hom. So Jesus leer dat alle geestelike lewe en groei uit die verbondenheid aan hom vloei. Alles kom uit hom. En ek is vas aan hom. My geloof is vas aan hom. Raai, wat dink ek? Ek dink Jesus. Wat dink ek? Ek dink verlossing. Wat dink ek? Ek het vrede met God. Dis alles deel van hierdie goed wat my kop reg gaan hou. En die tweede ene, Johannes 3, vers 3 tot 8, en ek dink net vir jou sleutelgoeders, wat praat oor wedergeboorte. En hoe belangrik is dit? As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Ons lees dit in Johannes, né? Nou hoor wat sê die parallel van Kolossense. Hy praat ook van jou geestelike besnydenis. En dis nie fisies nie. Dis 'n geestelike storie, né? Met ander woorde, van dood na lewe. Dis 'n natuurlike werk van die Heilige Gees, van die Gees, nie menslike prestasie nie. Want die fisiese besnydenis was menslike prestasie in die ou verbond. Nou is dit 'n geestelike storie in die hart. En my verbondenheid aan Christus, wat dinge nuut maak in my lewe. En dis natuurlik die presies dieselfde realiteit, daai innerlike goddelike vernuwing wat ek vir jou toebid vir 2026. In die derde plek, Matteus 11 vers 28 tot 30, geskryf dit baie goed daar waar Jesus sê, dat hy wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, want wat is dit? Hy is die rus is Christus. Hy sê, kom na my toe, my juk is sag, my las is lig. As jy gaan kyk na die parallel nou van Kolossense 2 vers 8 tot 10, dan beteken dit, ons is nie gevange geneem deur menslike voorskrifte nie. Dit is nou 'n geestelike storie. Dit praat van, met ander woorde, die volheid en rus in Christus, al ons het gelees, om in sy volheid te beleef. En Jesus waarsku reeds teen godsdienstige wettisisme. En as jy nou Kolossense 2 verder gaan lees, dan waarsku Paulus dit ook. Waarsku hy die mense teen ouens wat weer die Sabbat en al hierdie goeders wil vier en hy sê dis belangrik. Onthou, dis 'n skadedeur. Die realiteit is Jesus. Die realiteit is Jesus. Dis wat Paulus sê ook verder in Kolossense 2. En die vierde plek is eintlik 'n wonderlike gedeelte as jy Johannes 6 gaan lees, waar daar gepraat word van die volgende slide, number 4 asseblief Ruben. Johannes 6, hoor wat sê hy daar? Hy praat van die manna. Hy sê die manna, as jy hom gaan lees, dan in die begin van Johannes 6, kom hierdie ouens, en Jesus sê vir hulle, wat soek julle hier? Dis nou my persoonlike vertaling hierdie.
Hy sê, dis omdat julle geëet het, dis net na die vernedering van die brood, dat julle nou weer hier is. En dan sê hulle van, nee, wag so 'n bietjie, Moses het ons brood gegee, manna uit die hemel. Hy sê, nee, dit is God wat gegee het. Hy sê, maar daai manna het mense geëet en nog steeds dood gegaan. En dan kom hy en sê hy, maar wie my eet en my bloed drink, sal nooit weer dors en honger word. Wat sê hy? Hy sê, vereenselwig jou ten volle met my. So ons kan sê die 4de plek, lewe met ander woord, hy word jou kos, wie my eet sal lewe. En ons sien dit in Kolossense 2 vers 9 tot 10, dat Christus is die volle bron van lewe en geen addisionele geestelike bykomstighede is meer nodig. Christus is met ander woord genoeg. Hy is genoeg. Die 5de plek, in Lukas 22, en hier gaan dit oor die nagmaal. En as jy gaan kyk wat sê hy in die 5de plek, dan praat hy daar so spesifiek van die deelname aan sy dood. Met ander woorde, hy sê dit is my liggaam wat vir julle gegee word. In Lukas 22. Die parallel is natuurlik in Kolossense 2 vers 12. Kolossense 2 vers 12 wat gaan oor, en jy kan hom gaan lees daar, ons is saam met hom begrawe en nou leef ons ook. Ons deel aan sy dood en lewe. En die nagmaal wys natuurlik wat Kolossense 2 verkondig. So dit is interessant om na hierdie parallelle te gaan kyk uit die evangelies en dit wat Paulus skryf, nê. En dan is Kolossense 2 eintlik 'n baie goeie opsomming van wat ons glo en wat belangrik is, nê. So in Kolossense 2 lees ons van vers 6 tot 13 is eintlik Paulus se teologiese samevatting van die evangelie boodskap. En ek gaan dit vir jou noem. Met ander woorde, die hele kwessie, volgende slide sê vir jou baie duidelik. As jy gaan kyk, hy praat van met ander woorde, bly in my. Ons het dit gelees in Kolossense en ons weet kom uit Johannes 5. Leef uit my, sterf aan jouself, word nuut gemaak. Jy sien die goed in volgorde. Moenie teruggaan na die mensgemaakte godsdiens nie. Luister, ons is Pinkstermense, maar ons doen dit. Ons raak verslaaf aan maniere van doen, want jy weet, 'n Pinksterou moet so en hy moet so, en jy weet, ons het ook maar ons maniertjies, ons Pinksteroutjies, nee. Moenie laat daai mensgemaakte goed, die goed word, wat maak dat jy God se stem is. Want die Here gaan nie maar net verstaan, hy wil hê dit moet 'n lewende storie wees. Dis nie 'n klomp nuwe reeltjies wat ons bou nie, en ek en jy doen dit almal. Ek is 'n baie praktiese mens. Ek hou daarvan om metodes en goed te volg, partykeer tot my eie nadeel, partykeer tot my voordeel. Want ek het al goed gedoen en ek weet ek doen dit so van werk. Maar dan trek ek dit partykeer deur na my geestelike lewe toe en dan het ek agtergekom, dis nie altyd hoe dit werk nie, want wat doen ek nou? Nou wil ek vir God 'n resept gee. En dit werk nie so nie. Dan kan ek nie sy stem regtig hoor, dit wat nie is wat hy vir my gee nie. Met ander woorde, van dood na lewe, die vergewing van sonde, dit is basies net 'n opsomming wat ek vir jou gee. Hoekom gee ek vir jou? Ek glo, die Here wil hê, jou 2026 moet gans anders wees. Toe ek in die weermag was, het ek 'n kolonel gehad, het altyd gesê, het altyd vir ons gevra, wat is vandag verrassend anders in jou lewe? Dis nogal iets wat jou uitdaag, né? Jy kan maar dieselfde ou goedjies oor doen, jy sal daar's geen groei. Wat is vandag verrassend anders in jou geestelike lewe? Wat gaan jy aanpak in 2026? Miskien is daar 'n nuwe boek wat jy wil lees, dalk 'n geestelike boek of iets, 'n nuwe iets wat jy wil aanleer. Miskien is daar wil die Bybel dalk so 'n bietjie op 'n ander manier lees. En ek sal vir jou sê, ek het die Bybel nou op baie verskillende maniere, baie vertalings gelees. Asseblief, moenie net vashak aan een vertaling nie. Jy beperk jouself so. Maak oop, man, lees die goed en vertrou die Here en dat hy vir jou goed oopmaak en wys, want ons almal weet, en jy weet dit, ek het al baie gesê. Daar is nie 'n
perfekte vertaling, daar's ook nie perfekte kerk nie. Almal weet dit, nee. Ja, ons dink dalk hierdie is die perfekte, dit is nie waar. As jy net aan die Grieks en Hebreëus gaan kyk om dit direk in elk geval te vertaal, is ons tale is maar net te arm vir dit. So lees verskillende goed. Gaan lees 'n bietjie 'n boek, gaan daag jouself bietjie uit. Gaan lees dalk 'n boek bietjie oor die Bybel, wat jy dalk nog nie gelees het, en maak wat vir jou van 'n ander kant af iets oop wat jy nog ooit gesien het. Nou die Heilige Gees is nie vas aan niks. Dit is 'n spontane verhouding met die Here. Dis wat ek vir jou bid, en dit is wat ek ook vir jou, as ek kan sê wens, ek kan nie van die woordjie wens, maar dis my hoop vir jou. Dis my hoop vir jou. As mense net hierdie paar goed na dit kyk, dan wek dit in elk geval dankbare denke op in jou gees. En dit help jou om 'n beter gebalanseerde lewe tot eer van God te leef en nie van jouself. Ek dink die grootste ding wat moet pad gee in 2026 in almal se lewe is nou maar 'n bietjie dieselfde, nie die eie ek. Hy moet maar so 'n bietjie pad gee. Gee God kans hierdie jaar wat kom om dinge vir jou absoluut te vernuwe. Ons sien in die gedeelte wat ons gelees het en dit wat Paulus ook sê, wat Jesus met ander woorde verkondig het Paulus kom verduidelik in Kolossense 2. En wat Paulus verduidelik het in Kolossense 2, die Gees kom maak dit lewend. Daar's nie set rules rondom dit nie, maar dit is 'n verhouding. Dink net as jy met mense so gewerk het, as jou menseverhoudings ook op reëls en spesifieke punt 1, 2, 3 gewerk het. Dit werk nie. Maar as daai verhouding spontaan is en daai verhouding is interessant en die verhouding is iets wat lewe, dis waarna ons soek, nee. Dis my gebed vir jou in Suid-Afrika. Dis absoluut my gebed vir jou. Om jou te help om die plan wat God vir jou gee vir 2026 saam te stel. En mag jy 'n nuwe balans of ritme of 'n gebalanseerde lewe of hierdie ritme vind, dat jy hierdie absolute besondere verhouding met God sal hê. Heeltemal nie. Ons het nog nie gearriveer. Die skrif is duidelik. Ons word elke dag en elke jaar meer en meer soos Jesus. En ons weet, wat ons redding betref, die volheid is reeds daar kan niks bygevoeg of weggevat word, die prys is betaal, dis 100%. Heilige Gees het ons die deposito gegee in ons harte, ons weet dit, ons kan dit ervaar en beleef, en nou wil hy hê ons moet dit gaan leef, en sterker word, en net nog meer groei, en meer groei, sodat Jesus Christus natuurlik net nog meer en meer sigbaar kan word in alles wat ons doen. Om nou vir jou te sê, kry net jou kop reg. Gaan miskien dalk nou, net ek gewoonlik as iemand sê, maar die kry net jou kop reg. Dan is dit so asof mense partykeer dink, ja, maar dis nie so easy, maar kom ek sê vir jou. As jy hierdie pad geloop het, gaan jy agterkom, jy het jou kop reg gekry. Daai denke van jou is eenvoudig net die Here vernuwe dit. Ek het dit wat ek nou net vir jou sê, het ek getoets die afgelope paar maande. En ek het laasweek gesê, week voor dit, en ek het dit met die Kersdiens ook gesê. Vat maar hierdie toets. Begin jy net meer dankbaar wees, kry net dankbaarheid in jou denke in jou kop. Doen dit gedurig deur. So deur die loop van die dag sê net dankie Here, of dankie Jesus. Dankie Vader, dankie, miskien wat ook al gebeur, kyk jy raak dinge so 'n bietjie deur mekaar en sê ek net dankie Vader. Nie omdat ek sê dankie Vader, weet ek net in my hart, hy sal dit uitsorteer, hy gaan my help.
Dan kry ek onmiddellik rustigheid daaroor. En dan doen hy dit. Kom jy later agter, as hierdie dankbare lewe so leef, en dit begin deel word van jou denkraamwerk, dan begin jy regtig bietjie meer gebalanseerd dink en leef voor God. Dit is asof jou kop nie net weghardloop met iets. En dan kom hy en dan kom seën hy. Julle paar Sondag terug het ons gepraat van sit 'n plakkertjie ergens op daar waar jy elke dag verbyloop of daar teen die spieël of waar ook. En as jy hom sien, sê jy dankie Jesus, dankie Vader. Net dis wat jy moet doen. En jy sal dit nie kan doen sonder om nie verder te dink oor seker waarvoor kyk. Afgelope 'n paar dienste het ons ook jou geleentheid gegee om te gaan dink oor se 2-3 goed, net dankbaar te wees. Daar's 'n geweldige krag en deurbraak in 'n dankbare lewe, wat jou sal help om meer gebalanseerd te leef, wat jou sal help om sy stem te hoor. En heel aan die einde van die dag, dit sal nie ongesiens verbygaan. Dit wat ek nou vir jou sê is dalk 'n lewenslange proses om baas te raak. Want dit gebeur nie oornag nie. Maar soos wat jy met hierdie proses begin, gaan jy sien hoe groei. En weet jy, dit sal nie ongesiens verbygaan. Want ek glo dit is die manier waarop God ons wil seën. As jy net dink aan alles wat Paulus altyd skryf aan die gemeente, so kan sê hy, as ek aan julle dink, wat sê ek gewoonlik, wat sê hy, dank ek God. Kyk, baie van die briewe wat hy skryf begin so. So kom ons raak dankbaar, kom ons raak gebalanseerd. Kom ons hoor sy stem. Ons is vergewe, ons is in hom vasgemaak. Ons lewe in hom, het vir al die goedjies gegee wat jy nodig het om te gaan dink en te bedink. Mag jy eenvoudig hoor wat hy vir jou sê elke liewe dag. Ek glo jy het vanoggend op iets gehoor, gaan wees te gehoorsaam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie, dankie, dankie. Dat jy so groot is. Dat jy so wonderbaar is. Ons loof U want U is koning. Ons loof U want U is ons Here. Here, ek weet ons is vanoggend gekonfronteer daaroor oor die manier wat ons dink, soos gekonfronteer oor die feit dat ons partykeer onstabiel is en dat ons nie dissipline het partykeer nie, dat ons nie ag gee op die woord nie, dat ons nie ag gee op die stem nie. My gebed is, Here, dat jy elkeen van ons sal seën. Here, dat dit wat ons gehoor het, diep in ons geestelike, innerlike mens wees, sal indrink en insny. Dankie, Here, vir die verandering wat ons sal beleef. Kom ons bly so 'n bietjie in aanbidding vir 'n paar oomblikke. En ek wil vir jou vra, terwyl jy daar sit, net so in jou hart en jou gedagtes. Miskien het jy lanklaas vir die Here gesê, dankie, miskien het jy lanklaas vir hom gesê, jy waardeer hom. Noem 'n paar goed, miskien 3, 4, 5 goed waaroor jy dankbaar is. Miskien dit wat die Heilige Gees dalk in jou hart uitlig, 'n skrifgedeelte of gedagte of iets wat jy alreeds met jou gedeel het. Kom ons spandeer so 'n paar oomblikke met hom.